Terwyl baie mense van ons gerus en ontspan het tydens die afgelope feesseisoen, is dit dikwels ook een van die besigste en mees uitdagende tye vir ons noodpersoneel. Ek gesels nou met Elaine Erasmus oor wat nooddienswerkers tydens die feesseisoen beleef het. Jy is seker bly, dit is nou ook klaar. Goeiemôre Pieter Janie, ek is absoluut bly. Jy weet, soos wat mense nou sê, jy weet die dinge is oor Desember is daar altyd 'n toename in karongelukke, verdrinkings, goeders so selfmoorde ook. En ja, dinge begin nou van vandag af sal dinge nou weer 'n bietjie meer begin, jy weet, terugkeer na normaal toe. Ja. So nee, ons is baie dankbaar. Hoe raak dinge besigger? Ek meen, ou dink altyd eers aan die pad ongelukke en daai tipe van goed, maar dit is seker nie net dit nie. Nee, dit is nie, jy weet die ding is, obviously is daar, jy weet, meer van 'n, kan ek maar sê, traffic. Mense beweeg van provinsie tot provinsie en dis dan nou waar die karongelukke, jy weet, 'n toename in het. En die ding is ook, dis 'n feesseisoen. So mense, jy weet, hulle drink meer, hulle, jy weet, party en die fees, jy weet, atmosfeer wat oral te juig. En ja, so dit maak ook, jy weet, dat daar meer karongelukke is, ook in die sin van drink ook mense wat beklei, jy weet, mekaar steek met messe en bottels en al daai tipe van goeder. So, en as mens nou weer kyk, as jy na die kus toe beweeg, kyk jy nou weer na meer goeder so verdrinkings, mense wat meer op die strande tyd spandeer en Dink jy mense is ingestel om net ook 'n bietjie meer van 'n relaxed gevoel te hê? Jy weet, om te sê, ag, jy weet, dit is nou feesseisoene goeders en ons weet dit is gevaarlik, maar ons kan maar so 'n bietjie half die reëls verbuig. Ek sê altyd dat jy kry mense wat so naïef is. Jy weet, en hulle sê altyd dat, of jy weet, jy weet, daar's karongelukke en daar's allerlei goeders, maar jy weet, baie mense dink, maar dit gebeur nie met die mense op die TV en daai, jy weet, in die koerante, dit gebeur nie met ons nie. Maar ja, jy weet, almal sal wil graag daai mindset hê van, weet jy wat, kom ons relax bietjie, het was 'n moeilike jaar gewees en kom ons gaan relax net bietjie. En ongelukkig gebeur daai goeders. En dit is hoekom dit so belangrik is op die einde van die dag, jy weet, om as jy bestuur, jy weet, probeer maar kyk, jy weet, as jy ietsie gedrink het, kry Uber om jou te vervoer of jy weet, bly by die huis. Ja, bly by die huis. Slaap in die parkeerarea saam met jou kar. Ja, slaap in die parkeerarea en dan bly jy nou daarso en dan spaar jy nou op akkommodasie vir die nag. Ekskuus dat ek so hier inchip, ek weet ons tyd is maar min, en ek wil so baie vrae vra. Wat sou jy sê is van die grootste uitdagings wat jy as paramedici ervaar ook? Jy weet, is daar genoeg mense? Ek meen, daar is baie meer noodgevalle en goeders wat ook gelyktydig gebeur. Ja. Kom maar oor alles uit, wat se uitdagings het julle? Jy weet, onthou die ding is, daar is beperkte hulpbronne in die mediese sektor. Jy weet, van karongelukke, jy weet, ambulansdienste wat beskikbaar is, jy weet, dit kan nou baie gecompliseerd raak in die sin van, jy weet, is dit mense wat mediese fondse het, jy weet, gaan jy privaat ambulansdiens gebruik, gaan jy staatsambulansdiens gebruik, en ook dan, jy weet, in die sin van privaat sektor en, jy weet, government hospitale, staatshospitale, jy weet, is al mediese fonds betrokke. Ons hulpbronne veral in die staatshospitaal is so beperk. So jy weet, daar is 'n oormaas van pasiënte en jy weet, die staf bly dieselfde. Daar's net soveel beddens, daar's net soveel staf wat daai pasiënte kan behandel. So ja, jy weet, daar kom uitdagings in daai sin. Ons is daarom gelukkig, jy weet, in Gauteng spesifiek is daar baie nooddienste. So as jy kom op gevalle wat ons sê mass casualties, busongelukke, daai goeders, is daar altyd, jy weet, jy het daai gerusheid om te sê dat ek weet jy gaan nou nog ambulanse opdaag, jy weet. Waar in kleiner provinsies, jy weet, daar is nie so baie nie. En dan jy weet, dan moet jy letterlik bel en sê, hoor hierso, ons het hulp nodig. Maar oor die algemeen, ja, jy weet, is daar maar uitdagings daagliks en so, en ons vat dit maar, jy weet, ons handel dit maar soos wat dit kom. Hoorie so, en sê gou vir my, het jy tye gekry wat jy met jou voete op die lesenaar kon sit, of is 'n tipiese dag nie dit nie? Wel, nie noodwendig nie, jy weet, die ding is, in Gauteng beweeg jy mense meerendeels, jy weet, hulle gaan na die Wildtuin toe, en hulle gaan na die see toe, Kaap toe, Natal toe, al die goeie. So vir ons raak het bietjie stiller hier in Gauteng. En dan, jy weet, dan raak hulle nou weer aan daai kant raak hulle nou weer bietjie besiger. Jy weet wat ek sê, maar ja, jy kry maar jou oomblik en dan party dae, ek sê altyd, jy weet nooit hoe jou dag gaan wees. Jy kan nooit beplan nie. Vandag kan dit stil wees en jy dink jy sou actually gedink het, maar hoor jy vandag gaan besig wees. Jy weet, dan is dit teenoorgestelde. So
Maar ja, so hier en daar kry ons 'n ruskansie en ons is dankbaar, jy weet dat ons elke dag jy weet dat die Here nog sy hand oor ons hou en dat ons nog, jy weet, ons gemeenskap kan dien en ek sê ook julle is absolute geroepe mense. Jy weet jy word dit nie, jy is dit en dan eventually is dit ook maar deel van jou as 'n loopbaan. Ja, jy word so gebore. Sê gou vir my, wat is die grootste waarde wat ons as publiek kan byvoeg? As ek nou byvoorbeeld by ongelukstoneel kom en mense ons ontbied julle en goeders, wat is die moets en die moenie? Sê net maar kom ons vat 'n pad ongeluk. Jy weet, ek is altyd so bang jy skuif dalk die ou en net daar is dit nou waar die slagaar, jy weet daar was dalk nog 'n laaste bietjie. Wat mag ons doen? Wat mag ons nie doen nie? Wat is die beste om te doen om vir julle soveel as moontlik hulp te kan bied? Jy weet die ding is in so 'n geval is dit is soos wat jy sê, weet jy wil nie pasiënte onnodig skuif nie. Jy weet want die ding is jy weet nie wat se beserings het die persoon nie. Is daar spinale besering dalk of jy weet jy moet al daai goedjies in ag neem, maar die ding is ook jy moet ook goeders in ag neem soos veiligheid. Jy weet as daar nou 'n karongeluk was en die persoon lê daar en jy weet dat doorie so as ek vir my heilige siel weet dat ek nie as ek nie daai persoon nou gaan verwyder nie, jy weet dan is die persoon definitief dood. So baie keer is maar 'n kwessie van jy weet life over limb en dit is baie keer waar jy daai besluite gaan moet maak. Maar oor die algemeen jy weet die publiek is jy weet dis maar nie belangrik jy weet as jy noodvoertuig sien probeer maar altyd jy weet uit die pad uitgaan dat die ambulans kan verbykom en probeer maar so min as moontlik om die tonele staan. Jy weet, gee vir die nooddiens die nooddienste spasie om te werk en hulle werk kan verrig. En dit is maar die groot ding waarmee ons baie keer sukkel. En dan nog 'n dingetjie ook ons by Beskerie spesifiek ook bandjie is 'n diens wat ons het en dis moeilik baie keer as jy sê nou byvoorbeeld jy het 'n mediese fonds en jy is nou 'n ongeluk en ons het geen besonderhede vir jou. Ons weet nie wat jou naam nie, ons weet nie. Dan het julle nou die bandjie daarvoor. En dit werk nogals baie goed vir dit want die ding is sê byvoorbeeld ons moet in kontak kom met jou familie of enigiets soos daai, jy weet dan raak dit nogals uitdagend. Want dan gaan ons na hospitaal, jy kan nie met ons praat nie en op die einde van die dag weet ons nie, jy weet ons behandel jou as 'n mens en ons behandel almal, jy weet met integriteit en al daai. Maar op die einde van die dag as ons by die hospitaal kom, jy weet en ons met jou oorhandig, jy weet dan is dit baie onpersoonlik wil ek sê, want ons weet nie wat jou naam nie, ons kan jy dalk na 'n ander hospitaal toe gevat het. Maar baie dankie daarvoor en dankie vir die gesels. Ek dink ons moet sommer 'n halfuur inset sal maak en dan next time verder gesels. Dit was Elaine, baie dankie vir al hulle hulp. Ons kuier net hierna verder.